sal sing van u goedheid, Heer, van 'n liefde wat duisternis keer. Ek sal juig saam die berge, saam kranse getuig, saam die skepping verstom voor u. Vriende, goeiemôre. Lekker om julle hier te sien vanoggend. Dit is Woensdag. Dinsdag. Hoop dat jy 'n heerlike dag het wat vir jou wag. Ek moet myself van eers georiënteer het oor wat se dag van die week dit is, kan nie dit glo. Vriende, ons is besig met ons reeks oor goeie gewoontes vir 'n goeie lewe en ons trek by dag 5 vandag. En ek hoop regtig waar dat julle saam met ons volg en die dagstukkie saam met ons volg. Ons het op Donderdag het ons groot groep sessie waar ons 'n groot groep mense is wat bymekaar kom wat spesifiek dan praat oor hierdie gewoontes en ons trek by ons kragprop gewoonte en ons praat rondom stil raak gewoonte. Hoe lyk dit wanneer ons stil raak? En ek wil jou graag uitnooi Donderdag 10:00 en in die aande 6:00 kom ons by Kruiskerk bymekaar en jy is welkom om deel daarvan te wees en saam met ons deur hierdie volgende 10 weke hier deur te stap. En wanneer ons oor die vroeë kerk praat, kan ek nie anders as om na Handelinge toe te gaan nie. Nou Handelinge vertel vir ons van die vroeë kerk en ons lees in Handelinge 4 vers 31 en hy praat spesifiek hier van die apostels, sê nadat hulle gebid het die plek waar hulle bymekaar was geskud. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Dit voel vir my elke keer wanneer ons praat oor gebed en wanneer daar gebed gebeur, is daar iets kragtigs wat daarna 'n gevolg het. Iets wat gebeur. Dit voel vir my elke keer wanneer mens stil raak en myself volmaak en die tyd saam met God spandeer, gebeur daar kragtige dinge. Nou in spesifiek hierdie gedeelte in Handelinge 4 sien ons aan die begin waar die vroeë kerk baie geken was deur wonders en tekens. En die apostels het die woord van God verkondig en die Joodse leiers het dit nie baie goed gevat en die Joodse leiers het natuurlik hulle opgevang en met hulle begin gevra, wie is julle en hoekom doen julle hierdie? En die mede-apostels sê ons doen dit in die naam van Jesus Christus, die een wat lewe en hoe meer het die Joodse leiers dit nie verstaan nie. Hulle is op die einde van die dag gedreig om nie hierdie goed te doen in die naam van Jesus nie. En die Joodse leiers was nogals redelik verbaas met die vrymoedigheid van hierdie apostels, omdat hierdie apostels ongeleerd en eenvoudige mense was, as mense dit so kan sê. Die Griekse woord wat gebruik word is idiotes, en dit is eenvoudige mense. Maar wanneer hierdie apostels gepraat het en beweeg het, was die konstante metgesels, die verwoording van hulle geloof teenoor die Joodse raad, was dit heeltyd die woord, die verklaring daarvan, die verwerking van die gebeure, dit wat gebeur het. En dan kom hulle, wanneer hulle vrygelaat word, sien ons dat hierdie apostels bymekaar kom, eendragtig saam bid, en hulle gebed eenvoudig, Heilige Gees vervul ons met vrymoedigheid om meer die Gees oor te dra, vervul ons sodat ons met meer vrymoedigheid, meer passie, meer kan doen om die boodskap daar buite te kry. Wat die navolging, julle kan gelees van 32 tot 37, is die gedeelte waar die vroeë kerk al hulle goed begin deel het. Hulle passie so geraak het, dat hulle besef het, maar dit gaan alles oor Jesus. Daarom vanoggend die kragtige gedeelte van vers 31, nadat hulle gebid het die plek bymekaar, wat hulle bymekaar was dit geskit. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. My vraag vanoggend natuurlik vir jou is, hoe vul jy jouself? Waarmee vul jy jouself tans? Wat gee vir jou energie en wat gee vir jou krag vandag? Hierdie vroeë volgeling van Jesus is vervul toe hulle saam gebid het. Hoe ontmoet jy God saam met ander mense? My gebed is vanoggend dat jy in jou stil wees God sal beleef, dat jy in jou stil wees
meer vrymoedigheid sal hê om die evangelie te deel. Dat jy in jou stil word saam met God en saam met ander vervul sal word met die Heilige Gees. 'n Vrymoedigheid wat jou verstand sal bowe gaan om eenvoudig die boodskap oor te dra. Vriende, mag jy vanoggend beleef hoe God in jou en deur jou wil werk. Ek hoop julle het 'n heerlike Dinsdag. Mag dit met julle goed gaan. Ons sien julle weer môreoggend, selfde tyd, selfde plek, môre aan almal. Lekker dag julle, sien julle môre. Bye bye.